Praat jy vir die wat self nie hulle sê mag sê nie. Kom op vir die reg van die wat te gronde gaan. Praat en lewer regverdige uitsprake. Laat reg geskied aan die armes en die elendiges. Die vraag wat moet antwoord is: in watse soort gemeenskap wil jy leef en in watse soort gemeenskap wil jy jou kinders grootmaak? Daar is baie mense wat hierdie ontwikkelingsidee van gemeenskappe het. Dis 'n idee wat hulle van Darwin af kry wat sê die sterkes moet oorleef en die swakkes moet te gronde gaan. En dis die vraag, is dit werklik die tipe gemeenskap waarbinne jy wil wees, dat wanneer jy swak is of wanneer jou kinders swak is of wanneer die mense rondom jou swak is, dat daar vir hulle geen plek in die gemeenskap is en daarom het hulle geen bydrae om te maak nie, en dan kan daar maar met hulle gebeur net wat met hulle moet gebeur, want so sal die sterkers bly oorleef en het die wat nie so sterk is, geen plek in die gemeenskap nie. Is dit werklik die tipe gemeenskap waarbinne jy wil leef? Wanneer ons aan die Bybel lees, dan kom ons agter, wil God hê dat ons lewe hier op aarde iets van sy karakter en iets van sy bedoeling moet weerspieël. En so is die gemeenskap waarin ons leef ook 'n weerspieëling van die karakter en die intensie van God. Daarom het Christus immers ook 'n gemeenskap van gelowiges, die kerk, gevestig, waarin daar gewys kan word hoe gespieël moet word, hoe die gemeenskap moet leef. En dan kom ons agter, het Christus in besonder vir ons gewys, dat hy aandag gee aan die swakkes, aandag gee aan hulle wat aan die onreg is, aandag gee aan hulle wat hulle self nie kan help nie, aan hulle wat deur die gemeenskap nie as belangrik geag word nie, en as randfigure geag word, en uitgestoot word, hoe Christus aktief hulle opgesoek is, want dit is die tipe gemeenskap wat God wil vestig, en Christus wil vestig, en is dit nie die tipe gemeenskap waarin jy wil leef nie, maar daardie gemeenskap kan nie funksioneer wanneer die lede van die gemeenskap nie hulle verantwoordelikheid opneem nie. Sosiale geregtigheid en die gemeenskapslewe wat ons leef is vir God belangrik. 'n Mens hoef maar net Esegiel 22 te gaan lees. 'n Mens hoef maar net te kyk hoe Christus omgegaan het. 'n Mens hoef maar net te kyk van die voorbeelde van die vroeë kerk in Handelinge en in die Nuwe Testament, dan sal ons sien hoe God homself nader tot mense wat nie vir hulle self kan opstaan nie, nie vir hulle eie reg kan opstaan nie, wat die swakkes en die weduwees is. Dit is 'n verpligting wat nie met tyd verbygegaan het nie. Wat wel met tyd verbygaan is 'n bewussyn van die verantwoordelikheid wat ons het. Ons wil nie graag daaraan dink dat ons gemeenskap is verdeel tussen swak en sterk nie. Ons is geneig om te dink aan die mense in ons gemeenskap, dat hulle almal is soos ek, en ons sien nie eers altyd almal se beperkings raak nie, maar soos wat jy beperking het die persoon wat oor die pad kom ook beperkings, en het jy die verantwoordelikheid om te kyk dat aan daardie persoon daar ook reg geskied, veral vir die veronregte. Daar is voortdurend sosiale bewegings dwars deur die eeue van gemeenskappe, waar mense wat nie mag het nie uitgebuit word, waar mense wat nie mag het nie doodgemaak word, waar mense wat nie mag het nie geen reg het nie. Dit is nie 'n Bybelse samelewing nie. Ons sien ons dat daardie samelewings bereik 'n piek en dan tuim hulle in mekaar, omdat 'n samelewing wat nie op reg geskoei is nie op die langtermyn lewensvatbaar nie. 'n Mens kan mense nie vir altyd onderdruk nie. Daarom wil die Here hê, moet ons optree vir die reg binne die gemeenskap waarin elke een van ons leef. Dit is 'n verantwoordelikheid wat elke gelowige dra. Om prakties te raak, moet 'n mens begin om te kyk na jou eie oortuigings. Waar dra jy vooroordeele? Wat is die bydrae wat jy tot die gemeenskap maak om te sit en dink, hoe gaan die gemeenskap wees as die hele gemeenskap soos jy gaan wees? Hoe gaan daar die regte van die minder bevoorregtes en van hulle wat nie vir hulle self kan praat nie, hoe gaan dit dan beskerm word? Want ook hulle is beeld van God, ook hulle het waarde van God. Hoe moet jy jou oortuigings aanpas om die waarde van 'n ander mens te laat geskied? Tweedens moet jy leer
oor wat is die aangeleenthede in jou gemeenskap en die aangeleenthede in die land waarin jy leef. Hoekom? Want om nie te weet nie, is die maklikste verskoning. En dis die huis waarin so baie mense wegkruip om hulle persoonlike verantwoordelikheid te ontduik. Wat moet ons vandag hoor? Dit is jou verantwoordelikheid se begin, om te leer oor wat is die aangeleenthede wat nou in jou gemeenskap, in jou dorp en in jou land besig is om te gebeur, en te sê, wat is die bydrae wat jy kan maak tot 'n positiewe, geregtige oplossing vir dit wat daar gebeur. En die laaste een is raak plaaslik betrokke. Dit help nie dat jy net leer en kennis het van al die sake, maar jy lewer nie jou bydrae nie. Aan die ander kant is net so gevaarlik. Mense kan probeer om 'n bydrae te lewer sonder dat hulle werklik kennis het en hulle het slegs 'n mening. Wysheid vra dat 'n mens met kennis betrokke sal raak om 'n verskil te kan maak daar waar jy kom. En hier is die pleidooi van Spreuke. Moenie tevrede wees om net te sê dit is verkeerd nie. Moenie tevrede wees en net te roep onreg nie. Raak betrokke en laat so geregtigheid geskied en God se koninkryk